mense het bietjie uitgereën vandag. Ek sien die galery is nog tamelik leeg, maar die van die is baie hartlik welkom. En ons vertrou dat die werke die diens ook saam met ons gaan geniet. Ook aan ons vriende by Herberg aan See, by 'n spesiale woord van welkom. En as hier besoekers is, hier is ook baie hartlik welkom. Moet ek hom nog hoor sit, Elies? Is ek so lank vanoggend? My vrou klaar raak krom, maar jy sê ek is alright so. Miskien moet ek meer kerk toe kom. Ek gaan af. Ek sê altyd hierdie goed is mikrofone soos vroulik, né? Jy weet nooit wat om te verwag is. Mens jy dink dis daar, dan is dit nie daar nie. Waar was ek? Ek sê baie hartlik welkom aan almal, die besoekers veral, is baie hartlik welkom, terwyl ook van die besoekers net weer 'n keer, hou maar die selfone af asseblief, en ek moet ook bewus wees daarvan dat ons diens opgeneem word, en as jy behoefte het om 'n kersie aan te steek vir iemand wat vir jy dierbaar is, dan is jy baie hartlik welkom om dit te doen. Nou goed, kom ons begin ons lofprysing met lied 271, lied 271. Ons gaan daarvan die twee versies sing. Jy sal opmerk die tweede versie sê so mooi: maak my u beeld al meer gelyk. En dit verwys ook nou vanoggend vir ons na die nuwe lied wat ons so rukkie later gaan aanleer. So kom ons sing hierdie twee versies van die 271. Weer 1 Maart, né? Nog 'n somer is verby. Die somer en steeds is ons nog steeds vasgemeer in 'n hawe van God se genade. Vasgemeer by waters van rus. Kom ons sing die 3 versies van ons feeslied.
2:1:4, die 2:1:4, vers 1 tot vers 3. Here, ons sal U loof. Ons nuwe lied wat ons vir hierdie maand 'n bietjie gaan aanleer, is 'n pragtige lied van Dominee Abraham Hannekom. Jou lewe sê hy is 'n lofgedig geskryf tot die Here se eer, sorgvuldig elke woord gekies soos die reënboog se kleur. Jy's beplan in die hemel, jy's 'n verteenwoordiger van God. Sorgvuldig is jy aan mekaar geweef om te leef met net een gebod, en dan kom die pragtige koorgedeelte, mag jy omgee, mag jy mens wees en regtig saam met jou medemens die Here dien. Kom ons gaan die eerste versie oor en oor sing totdat ek tevrede is. Jou lewe is 'n lofgedig, skryf tot sy eer, sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur. Jy's beplan in die hemel, verteenwoordiger van God, sorgvuldig aan mekaar geweef, om te leef met een gebod. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Jou lewe is 'n lofgedig, geskryf tot sy eer, sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur. Jy's beplan in die hemel, verteenwoordiger van God, sorgvuldig aan mekaar geweef, om te leef met een gebod. Mag jy omgee in 'n wêreld en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Dankie. Baie dankie, julle leer baie vinnig, hoor? Ja. As mens so kyk, sê jy nooit dankie, maar julle leer baie vinnig.
Baie dankie vir die mooi probeer. Ons sal dit volgende week weer sing en ook die week daarna. Kom ons sing nou 'n pragtige lydingslied. Ons knie hier aan die voete neer terwyl die hemelkore besig is om U vir die liefde te eer. Kom ons dis lied wat is dit? Lied 390, né? Is dit reg? Ja, 390. Kom ons gaan daarvan. Ons moet 'n bietjie vinniger sing want die tyd is besig om ons in te haal, né? Kom ons sing vers 1, 2 en 4. Is het moontlik om die volgende lied oor te slaan? Is dit moontlik? Dan, ja, gaan ons nie Vader ons eer hier sing nie. 200, wat is dit? Daar is hy 454. Amper het ek gedink. 454. Ek kan net vinnig vra. Hierdie is so 'n mooi melodie. Ek het die woorde geskryf, maar dit is baie mooi melodie. Daar die tweede reël en ook die vierde reël van elke versie. Hou die laaste noot asseblief lekker lank aan. 4 tellings. Die van julle wat sukkel met die somme, ek sal vir julle wys. 1 2 3 4. Net dan maak die lied net baie mooi. Kom ons sing gou die 3 versies en dan is ons klaar. Was het 4? Ek dink dit was 4. Nou, heel mooi gehou. Ons leraar vanoggend op die kansel is Dobriaan Rousseau. Dobrie, baie welkom. Ons is baie gretig as gemeente om te hoor wat die Here vir u gesê het om vanoggend vir ons te sê. Baie welkom. Goeiemôre. Baie welkom. Mag dit vir u ook vanmôre
'n mooie oggend wees rondom die woord van die Here. Mag dit u hart vul met vreugde en blydskap. Ons vra voorbinding vir Fred Conradi, Marieke Boer, van Franskraal, die twee, Willem Delport, de Kelders, Annelore Roodman, ook van de Kelders, al die bejaardes, by Herberg aan See, en julle ook, goeiemôre, dankie dat julle ingeskakel is, en mag dit vir julle ook 'n vreugdevolle dag wees. Die klein koekie projek wat ons voer vir die Robertson Kinderhuis, mooi in die gang, baie dankie vir gewillige hande, warm harte, baie dankie. Ernst Turin is 'n sendeling in Myanmar. Hy besoek hierdie wêreld en op Sondag 26 April sal hy in die kerk die diens waarneem. Dit sal, ek dink, 'n mooi en 'n wonderlike geleentheid wees om hom te hoor en ook te hoor hoe gaan dit daar in 'n ander wêreld deel. Gans by gemeenskap, polisie, polisie reëlingsforum is besig om bietjie te herstruktureer. En dis baie belangrike organisasies. Hulle staan die polisie by, hulle praat saam, hulle dink saam, hulle bid saam. En nou is ons gemeente so geseën. Rian Booysen, Floors Avenant en is gekies op die komitee. Rian is die voorsitter. En dan goed, nou hoor jy dit. En Dion O'Dea is as visievoorsitter. Die Gideons gaan môre en bediening missionaal is ook daarbij betrokke. 300 Bybels plaas hier by Akademia Hoërskool. En ons vra ook die voorbidding daarvoor dat die Here die projek sal seën en dat die Bybels nie net ergens sal gaan lê nie, maar dit gelees sal word en harte en lewens verander. Onthou asseblief die wêreldmiddag vir vroue, die afkondiging is daar, dit is die 6de Maart om 9 uur. En dan is daar 'n sangprojek en Annetjie Smit gaan nou vir u 'n bietjie meer daarvan vertel. Daar was ook afkondigings in die verband met die deure. Dankie, sy gaan vir u iets daaromtrent sê. Dankie vir die geleentheid, Dominee. Weet jy, ek moet dan regtig sê, elke keer as ek in hierdie kerk is, dan is ek so bewus van die gemeente wat so lekker sing. En dit is nou nie sommer heuning om die mond oor wat ek gaan sê nie, maar regtig waar, ek geniet die sang verskriklik. En dan sal dit verseker vir u van waarde wees wat ek nou gaan vertel. Ek gaan baie kort praat. Dit is 'n splinternuwe projek wat nou hier in die Wes-Kaap afskop. Dit is al vir die afgelope 5 jaar in die Oos-Kaap aangebied met baie groot sukses. En ons noem dit die Senior Burger Sangfees. Dis nie 'n koorfees nie, dis nie kore wat betrokke is nie, so dit is geen bedreiging vir enige koor nie. Dis 'n oopstelling vir enige een van u wat hier sit vanoggend, of wie ook al weet daarvan. Die idee is dat individue of lede van kore wat baie lief is vir sing, die geleentheid
geleentheid kry om aan 'n groot massakoor deel te neem. Dit is werklik 'n wonderlike belewenis. Die verskillende dorpe in en rondom die Kaap word genooi. Ons is ook genooi om deel te neem daaraan en u kan individueel inskryf. Ons het natuurlik mansstemme ook nodig, so dis nie net vir dames nie. En elkeen kry 'n bundel met 'n vooraf uitgewerkte program en dit gaan net om lekker saam sing. Daar's nie audisies nie. Ons sing ook nie in stemme nie want dit raak bietjie ingewikkeld. Dit is net 'n eenstemmige sangfees en ons kry elkeen 'n bundel. Dink die bundel kos maar R60. Ja, daar is dit op die afkondigings en dan oefen ons saam op ons eie tot die datum van die 19de September en dan gaan ons deur vir 'n gesamentlike oefening en ons neem deel aan hierdie absolute wonderlike projek. En ek sal na die diens sal ek hier voor die preekstoel wees, dat u vir my dalk nog 'n bietjie meer inligting wil hê, dan sal ek dit vir u verskaf, maar asseblief as u enigsins geprikkel is, moenie bang wees. Ons het reeds 'n groep, ons gaan April maand beginne oefen sodra die boeke beskikbaar is. So ek hoop regtig dat u gaan kom inskryf daarvoor en dat ons 'n heerlike sanggroep kan saamvat en kan trots wees op Gansbaai se deelname. Baie dankie. Is daar iemand wat die week verjaar het? Ons wil graag in die vreugde deel? Niemand. O, daar. Baie geluk. Mag dit 'n vreugdevolle nuwe jaar wees. Is daar huweliksherdenkings? Hulle sê mos as 'n mens trou, dan moet jy so na die winterse kant toe trou, en dan hou die koue jou by mekaar. En dan in die somer, dan hou die liefde jou by mekaar. So. Niemand wat hier in die tyd getroud is nie. Is daar mense wat kan onthou dat hulle gedoop is op hierdie Sondag? Nee. Is daar nuwe lidmate wat vanmôre by ons is? Enige nuwe lidmate? Baie dankie. Ek kan maar vir jou 'n lekkertjie gee vir jou te werk. En dan steek ons die kerse aan. Altyd steek ons eers die Christuskers aan. God is hier teenwoordig. As u oë so op 'n skreefie toe maak en u kyk na die kerse, en dan dink jy daaraan, God is hier teenwoordig. Vriende, dan het daar nog 'n oorlog bygekom. Ag, wanneer sal dit stop? Ons bid, steek 'n kers aan vir vrede oor die land, oor die wêreld. Ons wil graag 'n kers aansteek vir die Bybelprojek môre, dat dit geseën sal wees. Ons wil graag 'n kers aansteek vir al u gemeentelede, al u wonderlike mense, vir al u bydraes, u teenwoordigheid, u daar wees, u lekker maak van Gansbaai. Al die siekes is vir ons baie belangrik. Ek het nou die dag met iemand gesels, persoon behoort nie aan ons kerk nie,
Engels sprekend, maar sy vrou het 'n baie ernstige siekte. En hy kry baie swaar. En diegene van u wat vir oom Paul ken, onthou jy hom nog, die oom met die lang hare, wat aan die horlosie so gewerk het? Dit gaan baie, baie swaar by daardie huis. Ons dink aan sulke huise, al is hulle nie in ons gemeente nie. Daar is mense wat uitreik, baie dankie daarvoor. Vir u almal wil ons 'n kersie aansteek. En dan regtig, my gebed is dat die Here vanoggend deur die woord, onthou is die 3de Sondag van lydingstyd, dat hy regtig met u sal spreek en dat hy regtig ons harte sal vasgryp. Jong. Ek vra dat ons almal stil sal word voor die Here, en dat ons voor hom sal verootmoedig, ons harte voor hom sal oopstel, en dan gaan ek vir u gedeeltjie lees uit Jesaja 53 en daarna sing ons sittende met toewyding lied ek net gou my 391 vervul o Heer my hart met stille wyding. Jesaja 53 vers 3. Jesus is verag, deur die mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag. Ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy Johan se siektes gedra. Johan se smarte het hy op hom gelaai. En ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is deurboor vir Johan se oortredings. Hy is verbrysel vir Johan se sondeskuld. Die straf wat vir Johan vrede bewerk het, was op hom. Deur sy wonde het daar vir Johan genesing gekom.
Dankie dat U Seun gestuur het om vir ons verbrysel te word, om ons smarte te dra, om ons sonde op U te neem. Jesus, dankie dat U nie krampagtig aan U godheid vasgeklou het nie, maar na hierdie aarde gekom het om ons te red. Heilige Gees, laat U lig helder soos die kersse in ons harte skyn. Geliefdes, genade vir U en vrede van God die enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons sing 'n lied 518, lied 518, voel jy soms of die Here te ver is. Nou, in aansluiting by die lied wil ek net die woord voel vir U uitlig. Baie belangrik dat U moet onthou ons gevoel. Ons voel is 'n emosie. En die emosie kom eintlik of kom uit 'n sondige mens. Ons is sondige mense wat emosies het en dan voel ons. En daarom laat ons gevoel ons soms in die steek. En sê die Bybel, wanneer dit by God en by geloof kom, dan moet ons bou op vaste kennis en sekere wete. U weet, Jesus het gesterf. Ek het nou vir u gelees. Wat het God alles vir u gedoen? Daaraan hou u vas. So moenie dat die gevoel met u parte speel nie. Ons sing die lied net soos u dit kan sing.
Ons skriflesing kom uit Romeine, hoofstuk 7, en daar sal ons begin lees by die 19de vers, en dan ook is daar net 1 of 2 versies, 'n deeltjie van 1, van vers 22 en vers 23 uit Klaagliedere. Maar voordat ons dit lees, kom ons vra dat die Here ons harte ontvanklik sal maak vir sy woord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier in u woning kan wees. Dankie Here dat ons kan verheug, dat lydingstyd dit vir ons kan ondersteun. Al ons smarte het u gedra. Al ons sonde het u op u geneem. Here, laat dit vir ons nuwe mense maak. Mense wat naby God lewe. Mense wat die woord wat ons hoor gestalte gee in hande, voete, dade, optrede. Maak vir ons, Here, tot vreugde vir mense wat saam met ons hierdie stukkie aarde bewoon. Vir ons huisgesinne, ons bure, ons vriende, ons kinders. Maak vir ons, Here, in die week gehoorsaam, dat mense die beeld van Christus in ons sal sien. Want so sing ons, waar daar liefde en deernis is, daar is God die Heer. Here, ons dank u vir die wonderlike reën waarmee u ons seën. Dit was droog, bitter droog. Dankie vir die reën. Here, dankie vir al u goeie gawes aan ons. Ons bid, Here, vir hierdie ou wêreld. Nog 'n oorlog bygekom. Mense wat mekaar doodmaak. Wat uit mekaar uitskiet. Wat lewens en huwelike vernietig. O Here, ons lees dit. Ek ellendige mens, wie sal my red? En dan die jubelende antwoord, Jesus Christus, ons Here. Wees naby aan die wat swaar kry. Wees naby aan die wat ly. Wees naby aan hulle wat oud en siek geword het. Seën die dienste hier in die kerk, hier in die saal in Beerbos. Dat mense tot aanbidding kom, oortuig deur u Gees. Laat ons lewe as verlostes, aangeraaktes van die Here. Nuwe mense tot eer van u naam.
Amen. Ons lees uit Romeine, hoofstuk 7, baie interessante gedeelte. Ek hoop die Here sal regtig u harte die gedeelte aanraak. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ou vertaling het gesê, die duiwel wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese. Daar's 'n kantaantekening by die vers, in my innerlike wese. Verbly ek my oor die wet van God. Maar ek sien 'n ander wet, wat in my ledemate oorlog voer, teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem, deur die wet van die sonde, wat in my ledemate is. Ellendige mens, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? En ja, laat ek dit net ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank deur Jesus Christus, ons Here. En dan in Klaagliedere, hoofstuk 3, vers 22 en 23. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Hou net vas aan dit. Dit is elke oggend nuut. Die betekenis is as u môreoggend of toe u vanoggend opgestaan het, was God se vergifnis so groot, ek sal dit later vir u demonstreer, dat u sondeloos was. Daar is geen sonde aan u nie. Daar's geen oortreding. Daar's geen kwaad in u lewe nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. U ontferming is elke môre nuut. Toe die brande so verwoed hier rondom ons gewoed het, van Pearly Beach af, Beerbos, Gansbaai, Stanford, het die Here op 'n baie wonderlike manier hierdie teks op my hart kom lê.
Die natuur was in 'n ewige stryd teen die vlamme. Bosse, bome, diertjies, voëls, eiendomme is vernietig, verswelg deur die vlamme. Jesaja 53 sê, Jesus Christus was in 'n ewige stryd vir jou en vir my. Hy's verbrysel. Hy's verslaan, geslaan. Hy's gekruisig om ons te herstel. Om ons nuwe mense te maak. Om ons te red. In Romeine sê ek en jy is ook in 'n ewige stryd, die stryd van die goeie. Want wie van ons wil nie die goeie nie? Ons wil die goeie. Maar ons betrap ons so baie dat ons doen dit nie. En juist die kwaad wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Ons het hierdie stryd. En daarom amper asof dit 'n wanhopige uitroep is. Wie sal my red van hierdie doodsbestaan of uit hierdie doodsbestaan? En dan kom die wonderlike antwoord: Jesus Christus, ons Here. En dit is wat Jesaja 53 juis vir ons kom sê. En daarom moet ek daarmee begin. Hy het ons kom red. Op Saterdag 10 Januarie verskyn Elise die aangrypende foto in die burger. Dit is 'n brandlelie. En uit al die verwoesting, uit die verbranding, uit die stikkende aarde, laat God hierdie wonderskone lelie verskyn. Symbool daarvan hoe God ingryp, hoe hy deur sy almag nuut maak, gesond maak, herstel, hoop vir mense bring. Daarom klaagliedere, deur sy troue liefde, het ons nie omgekom nie. Dis elke môre nuut. Openbaring, kyk, ek maak alles nuut. Die brandlelie blom so 10 dae, en dan verdwyn hy, en dan bly hy onder die grond, tot die volgende brand te oorgaan. En dan verskyn hy weer. Die van u wat kan onthou, sal onthou dat hierdie teks, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die kwaad wat ek nie wil, dit doen ek. En dan die woorde, dit is die sonde wat in my ledemate is. Die wet van die sonde
of die duiwel. Dat Hansie Cronje, bekende cricketspeler, dat hy hierdie woorde gebruik het, dat hy hierdie teks gebruik het, toe hy voor die cricketraad moes verskyn, nadat hy in die kloue van 'n Indiese swindelaar beland het. En toe Hansie sê, maar dis die sonde, dis die duiwel, toe bars die hel letterlik op hom los, en die mense vergrys hom, en hulle skryf lelike artikels oor hom. Ek persoonlik het hom baie jammer gekry. Maar weet jy, Hansie was reg. Dit wat hy gesê het, staan in die Bybel. Daar het ons het vanoggend gelees. Die probleem wat hy ondervind elkeen van ons. Almal van ons ken situasies waar ons die goeie wil, maar ons doen dit nie. En die slegte, wat soos dit hier staan, ons juis haat, dit doen ons. Wie van ons het nie al op 'n oomblik uitgehaak nie? Het die kop verloor nie? Het 'n ding gedoen of woorde gesê waaroor ons later uiters spyt was? Waaroor ons baie jammer was? Wat ons sal wou doen om dit ongedaan te maak. En daarom, vriende, wil hierdie gedeelte vir ons daaraan herinner. In lydingstyd, almal van ons, het 'n diep innerlike stryd. En dit is by almal van ons aanwesig. En daarom my pleidooi by u, lees hierdie gedeelte. Lees dit oor en oor. Gee aandag daaraan. Maak dit deel van u geestelike mondering. Vier manne het gaan rugby kyk. Hulle was baie gelukkig, hulle span het gewen. Toe is hulle na die 19de puitjie toe. En daar het hierdie stryd ontbrand. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Dawid, hy sien vir Batsheba. Die goeie wat hy moes, doen hy nie. En die kwaad kry die oorhand. Na die 19de puitjie het een van die manne in die arms van 'n prostituut beland. Dis 'n ware gebeure. Al twee wat ek hier voorhou. En toe is die man na huis toe. En die man wat die stryd verloor het, wat nie die goeie kon doen nie. Hy gaan huis toe en hy skiet sy vrou, sy 4 kinders en homself dood.
nie hoekom ons erns moet maak met hierdie skrifgedeelte. Sien u hoekom ons dit ter harte moet neem, want hierdie innerlike stryd is 'n moeilike stryd. 'n Jong ingenieur en sy vrou beland op 'n klein dorpie daar in Noord-Kaap, waar hy by die myn as ingenieur werk. Hulle twee is baie lief vir mekaar, hulle brand kersse, en hulle maak vir hulle skuimbaddens en hulle is gelukkig, die man en die vrou wat 'n musiekonderwyseres is, sing graag, hulle sing, daar's vreugde, daar's sonskyn in die huis. En toe hulle eerste dogtertjie gebore word, toe loop hulle beke oor. Pragtige sonskynkind. Sing mooi. Sing saam met haar pa. Sing op Eisteddfits. Sing in die kerk. Sing by die skool. Sy gaan universiteit toe. Verder te studeer. 6 maande later kom sy verwese by die huis aan. Ma, pa, ek is swanger. Die twee ouers spat onmiddellik uit mekaar. Die liefde wat daar was, verdwyn. Die pa wil die saak so hanteer. Die ma wil die saak so hanteer. Die arme dogter word ver weggestuur. Waar sy geboorte aan 'n pragtige dogtertjie gee. Sonder haar man se medewete. Neem die vrou die motor, want daar is besluit die baba sal aangeneem word sonder dat die vrou, die dogter dit sien. Ry die ma en sy gaan haal die dogter. Gaan haal die babietjie, klein dogtertjie. En toe bars die bom. En in die huis is daar net bitterheid, en daar is net verwyte, en daar is net pyn, en daar is net hartseer, en daar is net seer. Elise, gooi gou weer vir ons die brandlelie. As u die skrifgedeeltes gevolg het, dan sal u weet dat God wil iets moois uit dit laat groei het. God wil nie bitterheid en verwyte en seer en lyke hê nie. Natuurlik was wat die manne gedoen het en wat die dame gedoen het verkeerd. Maar ons het 'n genadige God. Ons het 'n God wat elke oggend vir ons nuut maak. 'n God wat elke oggend vir hierdie dame en vir daai man wou sê, hoorie, in my oë is jy sondeloos. Daarom staan Jesaja 53 in die Bybel. Ek het jou smarte op my geneem. Ek het jou sonde gedra. Ek verstaan dit. Dat jy worstel. Goeie.
die wil ek nie. Maar die slegte, dit doen ek. En nou, vriende, baie belangrik. Hoe laat God die skoonheid uit die stikkenheid, uit die sonde, uit die verkeerdheid van ons lewe groei? Hoe gebeur dit? Dit gebeur deur die gebruik van die nagmaal. Ons moet baie meer erns maak met die nagmaal. Want in die nagmaal gebruik ons die tekens van die brood en van die wyn. En waarvan is dit simbole? Die brood van Jesus se liggaam, die wyn van sy bloed. Maar wat gebeur? Die brood word deel van ons liggaam. Die wyn word deel van ons liggaam. En waarvan is dit 'n simbool? Al die seëninge van Jesus Christus, soos Efesiërs sê, al die seëninge word deel van ons liggaam. Sondevergifnis. Die word van 'n nuwe mens. Die word van, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. God wil al die skoonheid van die brandlelie uit slegte omstandighede laat groei, waar mense hom ken. Hulle begrawe in sy genade. Hulle toegooi die kombers van sy bloed van die kruis. En vriende, lees graag 1 Korintiërs 13. En is reg. Dit gaan oor die liefde. Maar onthou nou, God is die volmaakte liefde. En as ons nou dit lees by 'n trouers, ons maar 'n skadu beeldjie daarvan. Maar God sê, ek hou nie boek van die kwaad nie. Ek skryf nie op wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit steen my hele wese. Want ek is liefde. En daarom, aan die einde van hierdie wonderskone gedeelte, die liefde bedek alles. Dis bedek al jou sonde, al jou tekortkominge, al die dinge waaroor jy spyt is. En daarom klaagliedere, Lies, gooi vir ons die beeld op die, as jy nou kyk, daarin is 'n stuk papier wat verskriklik vuil is, wat bemors is. So lyk u en ek, omdat die goeie wat ons wil, het doen ons nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan die ander beeld, Elise, jy het dit reggedoen, dan die boorste stukkie. Kyk die boorste gedeelte. Spierwit, silwerskoon, want God se genade is elke môre nuut. So lyk ons. Elke môre voor God. Omdat sy genade nuut is. Vriende, u is vergewe. Die sonde
is betaal. Jy het geen skuld nie. Jy kan, soos Hansie maak, jy kan, jy op hierdie teksvers beroep, wat sê, dis die wet van die sonde wat in my ledemate is. Jy het die reg om te sê, dis nie ek wat dit gedoen het nie. Dis die sonde. Dis die duiwel wat in my woon. Jy kan dit doen. En daarom wat ek vir u vra, gaan lees weer hierdie gedeelte. Gaan maak erns daarvan. Maar nou wil ek net vir u vra. U moet nou nie dink, u kan nou maar lewe soos u wil nie. En dan beroep u op hierdie teksvers en sê, dis die duiwel, dis die sonde wat in my woon, wat dit veroorsaak het. Wanneer u besef, die diepte en die inhoud, en hoe God hom in hierdie deel aan ons openbaar, dan kom daar by ons 'n nuwe belewenis. Vervul, o Heer, my hart met nuwe wyding, wanneer ek herdenk u lyding. Ek wil vir u vra, elke oggend wat u nou opstaan, dan sê u vir uself, maar ek is sondeloos in God se oë. En dan kyk u spontaan van binne af, dis die Heilige Gees wat dit doen, hoe daar 'n nuwe belewing van vreugde kom. Hoe daar 'n nuwe lewensvisie by u kom. Hoe daar nuwe geestelike energie by u kom. Doen dit. U hoef nie meer te bid nie. Ek weet, u bid gereeld. U hoef nie meer Bybel te lees nie. U doen dit. Dankie. Maar sê net elke môre vir u, ek is skoon gewas voor God. En God stap in sy almag saam met my die pad van hierdie dag, en hy verstaan die goeie wat ek wil, doen ek nie, en die slegte dit doen ek. In hierdie teksgedeelte staan in Romeine 7 vers 15, ek verstaan my eie optrede nie. Ek verstaan dit nie. Maar God is daar met sy herskepende krag en genade om die brandlelie te laat groei. Om die skoonheid, om die reinheid, om die oorwinning in ons lewe sigbaar te maak. Daarom, vriende, moet ek net dit vir u lees. Nou, ek het dit vir u gelees in Jesaja. Al ons sonde skuld, al ons sonde, die het hy gedra. In Jesaja 43
vers 25. Ek, en dis 'n hoofletter ek, dis God. Ek is een wat ter wille van myself, God, doen dit omdat hy getrou is aan homself. Hy kan nie ontrou aan homself wees nie. Wat ter wille van myself al julle oortredings telkens uitwis. Dit is wie ons is. Ek is die een wat ter wille van myself al julle oortredings telkens uitwis. Jou sonde nie in herinnering roep nie. Ek hou nie boek van die kwaad nie. Vriende, ons het 'n stryd. Ons het 'n stryd. En dit is 'n ewige stryd. Maar ons is wenners. Want wie sal ons verlos van die ellendige mens wat ek is? Jesus Christus. En daarom is ons oorwinnaars in hierdie stryd deur Jesus Christus. God se vergifnis wat elke oggend nuut is. Ons skoon maak. Soos daardie wit stukkie papier. 1 Johannes 5 vers 18. Moenie skrik as ek dit vir u lees nie. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie aanhou sonde doen nie. Ja, hy sal per geleentheid die stryd verloor. Maar dan kom God in sy genade en hy maak ons skoon en hy laat die oorwinning in ons bloei soos die brandlelie. Mag u mense wees met elke dag besef ek faal ook maar. Ek doen nie altyd die goeie nie. Maar deur God se genade is ek 'n geredde kind van God op pad na die poorte van die ewige lewe. Amen. Here, baie dankie vir u kosbare woord. Baie dankie vir u woord wat vanoggend by ons kom aanklop het. In Handelinge 28 lees ons, mense sal hoor en hoor en nie verstaan nie. En sien en nie begryp nie. Maak vir ons deur u genade, deur die werking van die Gees, mense wat gehoor het en gesien het. Amen. U kan nou die Here dien met u môreoffer.
Here, die genade is elke oggend nuut. Elke maand plaas U 'n salaris, 'n pensioen, 'n rente in ons sak. 'n broodjie op ons tafel, 'n koppie koffie of tee in ons mond. Ons loof U. Ons aanbid U. Ons prys U. Al U goeie gawes. Amen. Ons sluit af met lied 280 en ek wil hê u moet by ons as aansluiting van die preek ook die woorde ter harte neem. Here, Redder, groot en magtig, U oorskou my lewenspad. U het my hand kom vat. U hand bring bevryding en wat daarop volg. Ons sing al die verse. En magtig, U oorskou ons lewenspad. Die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U ontferming ken geen einde nie. Dit is elke môre weer nuut. Amen.